Ons bid, Here, ons kom by U toe vandag in Jesus naam. Ons bid vir die salwing en die krag van die Heilige Gees. Ons is min gesaai vanmôre, Here, maar U is in ons midde. Dis al wat belangrik is, Here. Ons gee vir U alle ere, alle lof, alle prys, alle aanbidding daarvoor. Ons bid in Jesus naam dat die krag en die salwing van die Heilige Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek. Ons sê vir U dankie daarvoor. Aan U kom alle ere, Here. Aan U kom alle lof. Aan U kom alle aanbidding. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid in Jesus naam. Amen. Amen. Wow, het is goed om julle hier so te sien. Baie dankie. Ek is bly wees julle was hier in Bloemfontein nie. Dis -6 vanmôre. Ja. Gister was -6 ook. So dit was koud daar en ek is bly ek is hier daar nie. Amen. Ek is hier so saam met julle. Ons kan hier so die Here loof en prys vanmôre. Miskien kan ons een of twee liedjies sing. En as dit die krag afgaan, dan gaan ek maar net aan die gitaar toe. Dan sing ons die liedjies wat ons ken. Verstaan jy? Uit ons hart uit. Alright. En wil jy net sê, pastor weer? Nee, ek het dit ons nou. Alright, alright. Kan net daarom sê. Kom ons opstaan, ons gaan die Here loof en prys. Met die tieners die opgegawe wat ons gegee word, dan word eer vir die naam van die Here Jesus Christus. Kom ons sing, ons begin met daai liedjie Holy Spirit, you touch my soul. Begin met hom. Amen. One, two. Yes. One, two, okay. Holy Spirit, touch my soul, touch my spirit, and make me whole. You are the light to the way of justifying my name. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're Holy One, you are the only Holy Trinity. I live for you alone, you live in me. Holy Spirit, you are the light, come with me, day and night. Holy Spirit, show me the way, where I should go, where I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live for you alone, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live for you alone, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live for you alone, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live for you alone, you live in me. And moments above, praising you, angels and heavenly hosts.
bid ek in die Holiese mag nou in Jesus naam. Kom teen in die werke, Here. Breek aan nou in Jesus naam, sê ek dank daarvoor. Gee alle ere, alle lof en prys en aanbidding, Here. Oh, hallelujah. Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority.
krag wat U van die Heer sal Here weg in Jesus naam. Ons vra U Here dat die vrede van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees sal beweeg word in hierdie gemeente. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit ook in Jesus naam vanmôre. Ja, alle eer, alle lof, alle prys aan Hom daarvoor. Amen. Amen. Mag jy sit plek in jou dankie. Weet jy wat die snaakste ding wat ek gesien het nou met hierdie familie van my? Of met enige familie. Maar kom daar 'n klein babietjie in die huis in hê. Dan gaan waar sy wat haar familie is. So klein soos wat sy is, sy weet. Dis nou hier is my familie. So klein soos wat sy is. En ons moet eintlik soos dit wees. Vanmôre gaan ek sien die krag gaan nie af nie, né? Ja, kom, dankie. Okay, ja. So ons gaan na die preek toe gaan. Ek het gesê die krag afgaan, gaan ek nie hierdie preek. Kom ons bid eers. Here, ons kom na U toe. Ons vra U dat U die woord van kennis en salwing en insig sal gee vir die woord wat vandag uitgaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die evangelie van die genade van God. Nou ek het ons laas week gesê, ek het oor 4 evangelies praat. Dit is nie Matthew, Mark, Luke en John, dit is nie dit. So as jy dink oor evangelies, daar is 4 in die Bybel, maar dit is nie wat ek gaan oor praat vir. Ek gaan praat oor die genade van God as 'n evangelie vanmôre. Maar ek wil net vir julle sê, jy moet verstaan hoe werk God met die mens op die aarde. Jy kan nie sê, ja, hy werk met my, so, hy werk met jou, maar die dispensasies was geskep, sodat God se tydperke kan volbring word deur die dispensasies wat ons moet deurgaan op die aarde. Die lewe wat ons lewe, moet onder hierdie dispensasies val. Die eerste dispensasie was die val van die mens, die skepping en die val van die mens. Dit was die eerste dispensasie wat God gedoen het. En toe was dit die val tot die vloed van Noag. Dis die tweede dispensasie. Die derde dispensasie was die toring van Bybel. Van die vloed tot die toring van die Bybel. Daai toring wat hulle gebou het tot in die hemel, wat hulle wil God aanraak. Daai dispensasie is verby. En dan die belofte aan Abraham. En die wet het gekom deur Moses. Die vierde dispensasie is 'n belofte aan Abraham. Die 5de dispensasie is die wet. Van Abraham tot die wet. En Moses was die 5de dispensasie tot die eerste koms van die Here Jesus Christus. Ons leef nou in die 6de dispensasie, die genade tydperk. Leef jy aan 'n tydperk? Leef in hierdie tydperk. Die genade tydperk was van Pinkster tot die wegrap. Ek wil hier verstaan. Die 7de dispensasie het te doen met die tweede koms van die Here na die aarde toe. Die 1000 jaar van vrede. Wat gaan nie oor dit praat, ons gepraat daaroor die dispensasie van die Pinkster, die wegrapping, en dan natuurlik 'n bietjie oor die 7 jaar. Wat eintlik op die aarde nou gebeur, is die voorbereiding vir die koms van die Here. Nog nooit op hierdie aarde was daar so voorberei vir die koms van die Here. Meeste van die profesieë wat daar is vervul. Dit die tempel moet gebou word. Dis die aarde. Want die wegrap gaan plaasvind voor die tempel gebou word, dink ek so. Maar hulle kan 'n tempel bou in 3 jaar. En die tempel wat hulle gebou word, gaan gebou word soos Solomon sy tempel gebou het vir God. Het jy geweet, in sy tempel was daar geen hange wat geslaan was. Die perde het skoene aangehad, soos kussings, dat hulle kon nie geraas maak op daai grond, dit was heilige grond. En hierdie tempel gaan omtrent dieselfde gebou word. Daar gaan nie geraas wees. Dit gaan alles gedoen tot, alles het gepaard gegaan tot die heiligheid van God in daai tempel. Alles wat hulle neergesit, die bakstene, whatever hulle neergesit, was nie nooit gegooi nie, daar was nie daar gemeng met die dag aan nie, daar nie, was nie. Dit soos dit het gebeur in daai tempel wat nie moes wees. Dit was heilig. Die hele mindset
Om die attitude van hierdie mense was om God heilig te hou in hulle tempel. So, hulle het hierdie tempel gebou, nou hierdie tweede tempel gekom. Nou Paulus maak 'n verskriklike verklaring. Hy sê hierdie woorde. Baie mense lees die woord, maar hulle verstaan dit nie. Hulle sê, hy sê in Handelinge 20 vers 24, ek bekommer my nie glad nie, en ek ag ook nie, of ek ag ook my lewe vir myself nie diensbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring. Jy sien, dis die ding. In die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie en van die genade van God. Dit is hierdie ding wat Paulus sê. Hy sê, ten spyte van die pad wat ek moes loop, ten spyte van die pak slaag wat ek moes kry, ten spyte van my rangorde wat ek gehad het, ek moes dit neerlê, want hy was 'n Fariseë. Ten spyte van die honger wat ek gekry het op die pad, ten spyte van die aanvalle van Satan wat aanhoudend kom na my toe, ten spyte van hierdie dinge, het ek besluit, ek sal voluit by bediening leef vir die Here Jesus Christus. Jy sien, dis die ding, ons leef in die tyd van die genade, want die genade, Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, die genade is ons gered, nie die werke nie, die genade is ons gered. Hierdie genade van God kom van hom af alleen. Genade, jy kry vir die werk nie, man. Dit is onverdiensbaar. My vriend gesê, waar kry jy hierdie woord? Dit is onverdiensbaar. Daar is niks wat jy kan doen om dit te verdien. Hierdie, wat God gee vir jou, is like I say, jy weet hulle sê mos as hulle iets, a one-time opportunity. Hulle sê dit, it's a one-time opportunity, buy this now. Hierdie is a one-time opportunity om die hel toe te gaan. Die genade van God gaan so hoor. Die lewe van Christus Jesus op aarde was bepaal sodat hy moes sterf en die prys betaal om ons as kinders van die Here weer terug te kry in die regstaande plek by God. Want ons was, hulle het al die jare profete gebruik, hulle het al die jare die ander goede gebruik, die wet was daar vir mense, want die staakse ding soos ek vir Jakob vanmorgen gesê, hulle kon nie die wet hou nie. Hulle gryp na die wet, maar hulle kon nie die wet hou nie. Hulle gryp na tattoos is 'n sonde, en vark is 'n sonde, en ek weet nie wat is 'n sonde, en al die goede sonde. Hulle gryp na, dis die wet, dis nie God, dis die wet. Die wet was daar vir een doel alleen. Het was gegee aan Israel, omdat die bloedlyn van Christus Jesus moes heilig gebly het, deur die wet, en die wet het dit goed gemaak. Hulle moes nie met ander rasse gemeng nie. Hulle moes nie gebaste word nie. Al die goede het ingekom by hulle, op die bloedlyn, wat van Adam af, die eerste Adam, dan die tweede Adam, moes suiwer wees en heilig wees. So baie mense gryp die wet, ek weet nie hoekom nie, vir wat er rede, jy daar in genade, jy bly daar in die genade tydperk. As jy die wet bind, die Bybel sê die wet bind jou, hy maak jou dood eintlik, want jy sal nooit daai wet kan onderhou, al glo jy wat jy glo, al glo jy mag nie met pantoffels loop nie, en jy mag nie dit, ek sê dit sê, die dag jy doodgaan, kan dit jou nie eens help nie, omdat Jesus is die enigste antwoord vir jou lewe. Hy is die enigste een wat jou kan help. Daar is nie wat alles nie, daar is nie gaan daar weg nie, hulle sê, ja, daar is nie. Daar is baie misleidende gode. Dit kom van die duiwel af. Die duiwel het 'n hand op die aarde. Hy was dan die koning van die aarde op beslag. Hy was die een wat vir Jesus Christus sê, maar as jy voor my buig, en jy spring hier so af, dan gee ek al die koninkryke wat jy voor jou sien.
Dis hy wat al hierdie ander valse gode het in sy hand. En hy worry nie as jy dit glo nie. Hy wil hê jy moet dit glo. Op wat meer skade wat hy kan bring aan die Here Jesus Christus se werk, wil hy doen. Van die begin af het hy dit gedoen met God. Die God die Vader in Eden, toe Eva, hy het dit gedoen daar al klaar. Het jy geweet dat Adam was soos Jesus? Adam het die saad autoriteit en krag gehad en alles. Dis hoekom hy by die vrou uitgekom en nie by hom uitgekom. Maar ek wil jou sê, van die begin af het hierdie mannetjie rondgehardloop en seker gemaak dat jy nie by hom uitkom. En as jy nie by hom uitkom, is jou saak. Ek is vir my daai Subbat stadium. Regtig. As jy wil hel toe gaan hel toe, man. Ek is hier so daar mooi aanpas. Maar as jy dit sê, wanneer jy daar is daar geen kans ooit in jou lewe. This is a one time forgiveness of sin for your life. Yeah, it's a one time regeneration of your spirit. One time in Jesus Christ. Ek wil net sê, ons lees altyd Johannes 3 vers 16 altyd oor en oor. Maar kom ons dit weer vanmôre lees. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eerstgebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Almal wat in hom glo. Ouers, jy weet my broer het altyd vir my gesê, hierdie een skrif, net die een skrif in die Bybel. Al die ander skrifte nie getal, net die een skrif getal. I will do unto those that what do unto me. Dis wat hy geglo. Hy is so dood en hy is in die hel. Hoekom sê jy dit, Ralf? Ek sê vir jou, hoekom? Hy het nie die Here gedien. Hy het nie Jesus in sy lewe gekry. Hy het nie, jy weet wat dit is, as jy die Here in jou lewe kry, hy bly in jou, tot jy hom uitjaag. En jy het die vermoë om dit te doen. Dis die enige ding waar jy die vermoë het, is jou lewe so vol sonde te maak, dat God nie meer daar wil bly. Die Heilige Gees wil nie daar bly. Hoekom moet hy daar bly? Vir watter rede moet hy daar bly? Maar hierdie genade is nog oop. Dis nie 'n tyd wat verby is nog nie, maar dan ek net sê, wanneer die tyd verby is, is dit verby. Ek sê die grootste verby wat jy kry, is wanneer jy doodgaan. As ek nou met jou praat en ek gaan dood vandag, verby. Ek is oor daai drempel. Daai drempel kan ek nie terugkom van. Daai drempel wag vir my. Daai drempel gaan my ewige lewe toe vat, of hy gaan my hel toe vat in 'n plek waar ek wag vir die groot oordeel. Daai drempel is wat vir my wag. Dis hoekom dit so belangrik is om te weet, wat is die genade van God? Daar's niks verdienste wat jy kan doen om dit te kry. Die enigste ding wat jy kan doen is jou hart oopmaak en die Here aanneem as jou persoonlike saligmaker, en dan stap jy oor na daai plek toe waar hy jou wil hê, en dan groei jy daarin. Verander daarin. Ek sal nooit vergeet nie toe ek 'n jong man was, en ek was ook jong, weet. Ek was 'n jong man, robbe mannetjie, het ek tonne Deep Purple, Uriah Heep plate gehad. Daai dag, so teen die muur. Tonne van die goede. Ek het 'n hi-fi gesisip gehad wat niks kry. En dis al wat ek geluister het. En alles wat ek gelees het was die mystery books, die duiwelse boeke. En al die goed het ek gelees. En al die goede het my geïnfekteer, soos dat ek kan op 'n trip gaan sonder om drugs te gebruik. En dinge so dit, omdat dit wat gebeur, want jy toelaat dat Satan in jou inkom. Jy glo die dinge so, dat dit nie eintlik werklik is nie, maar jy glo nie. En dis wat my bang maak. As ons voor die Here staan, en daai dag het op die keer gekom,
vra my ma vir my. My ma, sy ken my. Ek kom 5 uur in die oggend by die huis, ek slaap by die uur, dan gaan ek terug werk toe. Die hele aand deur gejob. Dan vra my ma my hierdie woorde. What are you doing around, boy? I've got Jesus. Oh. What? I've got Jesus. What? Did you hear, mommy? I said, I've got Jesus, man. Oh. Elke aand was ek by die huis op tyd. Vroeg. Elke aand het ek nie uitgegaan meer nie. Elke aand het ek myself begin toerus met die woord van God. En nie net dit nie, ek vat hierdie plaat, ek wil gaan uitgooi, my broer sê my, what you do with it? I'm going to throw it away. I said, that's thousands of rands of records. I said, yeah, I'm going to throw them away. He says, can't I have it? I said, take it. Jy sien, dit wat gebeur, wanneer God in jou kom, Jesus in jou kom, hierdie God wat ons gepraat het, die genade God, Jesus Christus. Wanneer hy in jou kom, vergewe jou vir die dinge wat jy gedoen het. Hy vat dit weg, dis die genade, hy vat dit weg van jou af, hy gee vir jou lewe, hy maak jou vry, en hier so Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie, oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste die Jood en ook die Griek, die heidene. Ek kan maar sê die heidene. Want ons is ons vir die heidene afstand. Allemaal vir ons. Jy sê, hier maak hy verklaring. Hy vergewe jou. Jy is vry. Jy is duur gekoop. Dis die genade. Want niks wat jy doen en sê, en maar, as jy dan jou kop teen die muur van kap sê, if I finish 20 of these, I'll be saved. Dat werk nie so. As ek 20 van hierdie goed te doen, dan het ek nie die genade van God nie. Dan het ek nie beseer kom. Want die genade van God is so groot, waar hy Paulus vergewe het, hoe Paulus van mense wat doodmaak. So alles wat ons gedoen het tevore, toe ons bekering gekom het, was vergifnis. As ons daai soet evangelie gedrink het en ons drink nou die wêreld, het ons 'n probleem. Dis nie meer die genade nie, dis nou ander ding. So hier kom die Here en hy sê vir jou vanmôre, I'm giving you this one-time opportunity. If you don't take it, it's your choice. You can make what you want to. En dit is wat ons moet weet van die genade. Dis 'n verantwoordelikheid wat God vir jou gee, om te besluit dat jy die Here wil dien of nie. As jy nie wil dien, toe werk vir jou, gaan maar aan met jou lewe. Maar as jy die Here wil dien, en jy wil gee, alles wat jy het, dan sê jy, ja, ek wil dit doen vanmôre, Here. Dit wil ek doen. Dis die genade. Want jy kan niks betaal nie. Jy kan niks betaal vir dit nie. Jy kan nie eens as jy vanaf met jou hart sny, stukkie bloed gooi, jy kan nie dit doen nie, want jou bloed is sonde. Christus se bloed was suiwer. Dis die genade van God. En ek wil net 'n bietjie praat oor die genade. Ek is amper klaar. Is God nie so genadevol? Want jy jaag dan aan. Dan kom jy daai Here sê, Here vergewe my, hy vergewe jou. Ha? Hoeveel keer 'n dag, en ek weet nie of jy 90 jaar oud is vanmôre. Hoeveel keer 'n dag dink jy verkeerde dinge ook? Dan kom jy na Here sê, Here, please, to be for this. Hy vergewe jou. Wanneer jou kop stamp, met jou voet stamp, van die dinge wat jy doen wat verkeerd is, wat die wêreldsinne is, jy doen dit omdat jy like it. Weet jy wat die probleem is dit? Die probleem is dit is dat ek moet rekenskap gee vir my lewe. Elkeen van julle moet dit doen. Die probleem is dit dat jy nie rekenskap gee oor jou lewe, is daar nie 'n ware God nie, maar daar is 'n God. En dan is dit jy nie soos 'n dier wat doodgaan nie, daar gaan nergens aan. Dis dat jy dood. Maar dit is nie so. Toe Jesus gekom, toe sê in Openbaring vers 18, kyk, ek het die sleutels van die hemel. Ek het die dood en die doderyk in my hand, hierso.
Hier's it. One time opportunity. Hier's it. Jy moet daai stil kan vat. En as jy dit nie doen nie, het jy 'n probleem. Dit is jou keuse vermoed. Maar dis die genade van God. Nou mag ons vir die weg help om, sê amen. Die wat saam kan sê amen. Amen. Ja, baie meer wat ons sê. Ek wil net sê, hier so Romeine 14 vers 17 tot 19 sê, wat die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Nie spys en drank nie. Nie wat jy het nie. Nie wat jy is nie. Niks van dit nie is die koninkryk van God. Maar hierdie wat hy gepraat het, vrede, geregtigheid en blydskap in die Heilige Gees. Dit is die koninkryk van God, nie die ander dinge. Ja, maar ons moet dit, ja, jy moet dit hê, maar dit is nie nommer 1. Jesus is nommer 1. Ja, maar ek kan nie soveel gee nie. Ja, ek weet, jy kan nie soveel gee nie, maar jy moes nie daai skuld gemaak het nie, sodat jy nie kan gee nie. Nou het jy skuld, dan kan jy nie gee nie. En dit was al Lucifer, wat die dinge begin beplan in jou lewe en jy weet nie eens. So ons moet weet wat 'n bevoorreg het ons, terwyl ons nog so is, om onder die genade van God te kom. The grace of God and mercy of God, we have the ability to accept it in our lives. His name is Jesus. His name is Jesus. Het jy gesien, kind van God, hoe kragtadig is die genade van God? Maar ek Jesus praat oor die duiwels in harte. Maar ek Jesus praat oor my finansiële stand, dan stap hy in en hy help my om daarheen te gaan. Maar ek Jesus praat oor die siektes wat ons het. Here, raak ons aan. As jy weer kyk, is daar iets warms in jou hand, dan hou jy jou hand vas. Jy sien, die wil van God is nie wat ek wil hê nie. Ek sal nie omgee om R1 miljoen te hê nie, of 2 of 3 of 4. Ek sal nie omgee met 'n nuwe kar te hê nie. Maar ek wil nie so omgee wat die wil van God in my lewe, dat ek in hierdie genade kan bly, sodat wanneer die bassein blaas, want die bassein gaan blaas, moet jy weet, ek gaan weg. Ek gaan weg. Hierdie man gaan weg. Ons gaan die Here dien, tot hy kom om my te kom haal, sê die Here. So is jy reg vir hom? En ek gaan nie vandag 'n uitnodiging gee nie, want ek is nie so nie vandag. Vandag is meer 'n lering dat jy moet besef, jy is op jou pad hel toe sonder Christus Jesus. Klaar. You can have Jesus in your life. Ek was in 'n Methodiste kerk hier. En ek glo, Jesus was daar. Toe die man begin vra oor die doop, toe jaag hy my in die kerk uit. Toe begin die man praat oor die praat in tale en dinge so toe, jaag hy my in die kerk uit. En ek wil jou sê vanmôre, kind van God, die standpunt word bedek deur genade. Jou standpunt wat jy neem vir Christus is bedek deur die genade van God. Hy is oor jou, in jou, hy is saam met jou, hy doen alles vir jou. Dis die genade. En tog vandag leef ons in 'n tyd waar die mense nie die genade wil vat. Aanvaar nie die genade nie. Hulle dink Jesus is nie die God nie. Maar weet jy wat as ek kan dit wees, want al jou jare het jy geweet, hy bestaan, en dan iewers skielik eendag wanneer hy terugkom, dan sê jy, oeh, ek het dit nie geweet, dan is dit te laat. Dit is soos die genade is. Die dispensasie wat ons nou in die lewe word ook afgestel. Net soos die val, net soos die vloed, net soos die toring van Bybel, net soos die wet. Toe Jesus kom, net soos die genade, gaan dit afgesny word, wanneer God sê, dis klaar, dit is klaar. En jy kan doen en sê wat jy wil. En dan volgende week kan ek preek oor die ander evangelie. Hierdie is 'n lekker evangelie.
Ons gepraat oor die ander evangelie, nie die genade nie, die ander een. Daar's 'n ander evangelie ook, het jy dit geweet? Paulus praat teen hierdie evangelie aanhoudend. Hy gaan teen hierdie evangelie, omdat die mense van daai tyd in 'n ander evangelie hê. Net soos jy, ek glo nie wat die woord sê, ek glo hierdie ding, die Here sal my nooit help te stuur nie, maar hy's 'n liefdebare God. Hy sal nooit teen my gaan nie, wat hy's, maar laat ek dit sê, as jy teen hom gaan, is jy sy vyand. Want jou lewe nie vir hom is nie, jy sy vyand eintlik. Jy is, jy kan maar sê wat jy wil, jy is. Jy is 'n vyand van die Here, as jy nie vir hom is nie, en jy is teen hom. Ek gaan nou sluit met hierdie. Die disciples kom aan die Here Jesus toe en sê, "Hey, Here, hierdie ander persiese onder, gebruik jou naam, om mense gesond te maak. Het Here ons nog op die aarde. Wat sê die Here? As hulle vir ons is hulle nie teen ons. As hulle vir ons is hulle nie teen ons nie. Want jy weet, dat die Here Jesus is op sy pad terug, tot die Jode begin herken. Daar is duisende en duisende Mohammedane, wat in Iran bly, wat tot bekering gekom het, duisende. Wat nie van 'n paar, tot van duisende en duisende. Jode is besig om te draai. Mense is besig om agter te kom, maar hier kom 'n groot ding aan die gang. Hier is 'n ding wat gaan gebeur, en hy gaan ons ruk. Hou jou lewe reg met die Here. Hou jouself reg met die Here. Jy kan nie vir my sê, jy gaan môre hierso wees. So hou jouself reg. Barbara was in 'n ongeluk. Ek het dankbaar, jy is lewe. Jy kan ons afgeskryf, is alright. Jy is okay. Hou jouself reg. Dit is die hand van die Here wat op jou was. Want jy kon seer gewees het, jy kon siek gewees het, jy kan miskien in die hospitaal gelê in taxi, whatever. Maar die Here se hand is op jou. Dis nie 'n kar. Daar's baie karre wat rondry. En dit moet ons verstaan, die genade van God is altyd op ons. The grace of God is always on us, always. Doesn't matter what people say. We make mistakes, we confess, we carry on. We make mistakes, we confess, we carry on, because Jesus' grace is the one that we are living in now. We're living in the dispensation of the grace of God. So don't be stupid and not use it. Use it, Lord, and help me. Help us to become who we should become. Amen. Say amen. Okay. Nie sê eina, dit is nie goed nie. Sê net amen. Alright, kom ons net saam bid. Here, ons kom na U toe vandag. Bid Jesus vir die krag van die Heilige Gees, om hierdie woorde in te plant in die mense se lewens. Ek kom teen hierdie demoniese magte wat altyd hierdie kerk wil afbreek en breek, Here. I bid you in the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I want to speak the name of Jesus upon everyone in this church this morning. I want to speak the name of Jesus for everyone in this church this morning. And the power of God will move mightily in the people of this church. I pray for those that are broken, that are stickenis here vanmôre. Wat U ken nie, Here. Dat U vir hulle sal verander in Jesus naam, 'n nuwe ding sal doen in hulle lewens. Want U koms is so naby. Ons wil nie daai wegraap mis nie. Ons wil nie U koms mis nie, Here. Wanneer ons dit in die lig moet ontmoet, ons wil dit nie mis nie, Here. Ons bid in Jesus naam dat U elke een sal aanraak vanmôre. Ons sê dankie daarvoor. Amen.